Goeiemôre, goeiemôre. Wie van julle dink dit sal cool wees om 'n spioen te wees of 'n spy te wees, soos julle seker sê? Ek het vandag 'n regte spioen wat vir ons gaan kom vertel presies wat hulle doen. Goeiemôre en welkom by Spioenskool, die beste plek om te leer hoe om 'n spioen te wees. Wat is 'n spioen? Dit is iemand wat mense of voorwerpe dophou in die geheim om inligting bymekaar te maak, sonder dat ander mense daarvan weet. Elke spioen het 'n hanteerder. Dit is die persoon wat vir hom of haar sy werk gee om te doen. Ons noem hierdie werk 'n missie en die missie is altyd 'n geheim. Spioene vermom hulle self sodat ander mense hulle nie herken nie. Een manier is om jou kop te bedek met 'n hoed en 'n donker bril. Nog 'n manier is om jou gesig te verander deur byvoorbeeld 'n bril of 'n snor by te sit. Jy kan ook jouself vermom deur 'n pruik te dra wat anders lyk as jou gewone hare. En die laaste manier wat ek vandag vir julle verduidelik is om klere aan te trek wat nie maklik uitstaan tussen ander mense nie. Daar is baie verskillende spioneertegnieke. Ek gaan vir julle net 5 verduidelik. Die eerste een is om iewers weg te kry waar niemand dit verwag nie, sodat jy jou teiken kan dophou. Die tweede een is om spesiale toerusting te gebruik wanneer jy spioneer. Byvoorbeeld, brille wat jou in die nag kan laat sien. Nog 'n spioneertegniek is om op 'n bankie te sit en maak of jy koerant lees, maar daar's 'n gaatjie in die koerant waardeur jy loer. Die vierde metode is om foto's te neem van jou teiken, sodat jy later daarna kan kyk. En die laaste een vir vandag is om ver van jou teiken af te staan en dit met 'n verkyker dop te hou. Spioene en hulle hanteerders gesels in 'n geheime taal, sodat ander mense dit nie verstaan nie. Een manier is om baie klein te skryf, sodat net die hanteerder die brief met 'n spesiale vergrootglas kan lees. Nog 'n manier is om tekens te gebruik in plaas van letters, en die kode is dan net aan die spioen en die hanteerder bekend. Die laaste manier van geheime kommunikasie is om ink te gebruik wat slegs sigbaar is wanneer 'n mens 'n spesiale lig daarop skyn. Ek hoop julle het vandag geleer hoe belangrik dit is om 'n goeie spioen te wees en dat ek een van julle sommer een van die dae in spioenskool sal sien. Die geheime missie na Kanaan. Sjoe, julle, dit klink vir my na 'n vreeslike interessante werk om 'n spioen te wees. Maar weet julle wat? Nadat die spioen tannie nou hier uit is, het hierdie koevert hier op my tafel gelê. En dit sê streng geheim. Dis soos top secret. Ek wonder wat gaan hier aan. Maar ek was so nuuskierig, ek het nou al van die goed hier binne in begin uithaal. En kyk wat het ek gekry. Daar is foto's van 'n klomp mans hier binne in my koevert gewees. Kom ons tel 'n bietjie hoeveel is daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daar's 12 foto's binne in my koevert gewees. Maar ek weet nou nog nie wat is so geheim aan hierdie foto's nie. Kom ons kyk wat is nog hier binne in. Ek gaan dit gou uithaal en dan kyk ons wat kry nog hier weg. Hierso is 'n ding wat sê dis 'n verslag. Dit is soos na die missie wanneer die spioene neerskryf wat gebeur het. Hierso is nog foto's en 'n kaart. Hier kry nog iets hier binne weg. Lyk vir my dis alles. Kom ons kyk hier in die verslag of dit vir ons gaan verduidelik waaroor gaan dit. So dit sê, dit is 'n spesiale missie wat in die Bybelse tyd gebeur het. En daai missie was in Kanaan. Kyk, hierso is sommer die naam van die missie. Dit sê Missie Kanaan. Kom ons plak dit hierso op. Lyk vir my, daai is die spioene wat op die missie gegaan het. Kom ons kyk wat sê die verslag nog.
dit sê, wanneer het hierdie missie gebeur? Onthou julle nou weer die Israeliete was mos in Egipte en toe het God al die plaag gestuur sodat Farao die Israeliete moet laat gaan, né? Toe het hulle vir baie jare in die woestyn rondgetrek en toe kom hulle by die Jordaanrivier. En dit lyk vir my dis nou waar hierdie ding gebeur, net voordat hulle in Kanaan kon ingaan. Kyk, hier is ons nogal 'n foto van die tente waarin die Israeliete bly in die woestyn. Kom ons plak dit ook hierby. So hierdie missie het nou net mooi gebeur toe die Israeliete daar by die rivier kom voor Kanaan. Kom ons kyk 'n bietjie. Dit sê ons moet in die Bybel lees in Numeri. Wat was die opdrag? Kom ons kyk. Dit sê by Numeri 13 vers 17. Dis nou Moses wat hier praat met hierdie 12 spioene, né? Kom ons kyk wat sê hy. Die Bybel sê, Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is. En of die mense se stede oop of versterk is. Of die land waarin hulle woon goed of sleg is. Of die grond vrugbaar of skraal is. Of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. So sien, dis nou wat hier aangaan. Hierdie missie is om te gaan kyk, hoe lyk die land waartoe hulle nou gaan trek? En kyk hierso, dit lyk vir my, dit is hoe hulle moes onthou wat om te doen. Want sien, hierso is 'n mannetjie wat so spiere maak. So dit is seker om te onthou of die mense sterk of swak is. En hierso is so 'n muur vol bakstene. Dis seker omdat hulle moes onthou, is daar stede met mure rondom of nie. En hierso is 'n appel. Waarvoor dink julle is dit nou weer? Dat hulle die vrugte moet probeer saambring. En hierso is 'n klomp voëls. Ek dink dit is seker om te onthou, is daar baie mense of min mense, want hier's baie voëls. En hierso is 'n boom. Ek dink dis dat hulle moes onthou, is die grond vrugbaar, groei daar goeders, is daar baie bome of min bome. So dit lyk vir my, dit is 'n geheime briefie, dat hulle kan onthou waarna hulle moet kyk. Kom ons sit dit ook hierby. Nou. Sien julle, hierso is tot 'n kaart van waartoe hulle op pad is. Hierso is hoe hulle nou getrek het uit Egipte, uit al die pad tot hier waar hulle nou is by Jerigo. En nou is daar so 'n groot kruis getrek om te sê, dis waar ons nou gaan verken. So dis waar hulle missie is, lyk dit my. Kom ons sit hierdie ook hierso. Sjoe, julle? Dit is nou ons spioene se hele missie hierso teen die muur. Nou kom ons kyk wat het gebeur toe hulle terugkom. Hierso is 2 verslae. So dit is nou wat hulle sê na die missie, wat hulle nou kom vertel. So die een sê, daar is 10 mense. En daai 10 mense sê, ja, dis 'n baie mooi land. Daar's baie vrugte en goeie grond, maar, hierso sê dit, hulle sê, die land waarna ons gaan kyk is 'n land wat sy inwoners opeet. Hulle sê daar bly reuse daar. En nooit sal hulle kan oorlog maak teen hulle en wen nie. Hulle sê, hulle beveel aan, hulle moet dadelik wegtrek, want daai land se mense is sterker as die Israeliete. Dink julle dis waar? Kom ons kyk, dis wat 10 mense sê, en dit het gemaak dat die Israelitiese volk so bang word, hulle het sommer dadelik begin planne maak om te trek. Maar kom ons kyk wat sê die ander, want onthou, 10 mense het gesê, nie 'n goeie land nie, hulle gaan ons wen, maar daar's nog 2. En daai 2 se name was Caleb en Joshua. Nou hierso is Caleb, en hierdie man se naam is Hosea, maar hy het 'n spesiale naam gekry vir hierdie missie. Sy naam het Joshua geword. So Joshua en Caleb sê, nee, wag so 'n bietjie. Ja, die mense is baie groot, en ja, dis 'n baie mooi land, en hulle stede is sterk, maar weet julle wat? God het beloof, hy sal vir ons hierdie land gee, en ons glo, hy sal hierdie land vir ons gee, want dis 'n goeie land.
kyk net hier, ons het van die vrugte saamgebring. Julle kyk hoe groot is hierdie druiwetros. Daar is 2 mans wat hom moet dra. So groot is hy, een mens kan hom nie eers alleen dra nie. En hulle sê, ons moenie bang wees vir die mense in die land nie. Hulle het nie beskerming nie. Die Here is by ons moenie bang wees nie. Julle, nou verstaan ek nie, dink julle hierdie mense was in dieselfde land? Hoekom kan die een sê, dis 'n goeie land, ons moet ingaan, en die ander een sê, nee julle, daai mense is te groot, hulle gaan ons doodmaak, ons moet weghardloop. Weet julle wat dink ek? Ek dink, hulle het met verskillende oë, met verskillende toerusting na die land gekyk. Kom ek sê gou so, as ek en jy langs mekaar lê in die aand, en ons hou iemand dop, sê nou maar jy het net 'n verkyker, maar ek het spesiale brille wat kan help dat ek in die nag sien. Dink julle ons gaan die volgende oggend dieselfde storie vertel? Ek dink nie so nie. Jy wat net 'n verkyker gehad het, gaan net pikdonker te sien. Jy gaan niks kan sien wat daar aangaan nie. Maar ek wat spesiale brille gehad het, gaan kan sien. Daar loop iemand en daar's 'n hond en ons moet pas op, daar's iemand wat ons dophou van onder af, want ek kyk met ander oë en ander toerusting. En weet julle, dit is presies wat hier op hierdie missie gebeur het. Joshua en Caleb het met oë gekyk wat God vir hulle gegee het. En hulle het gesien al die goeie goed wat daar is en die goeie goed wat kan gebeur, want God is by hulle. Die ander 10 spioene, hulle het met hulle eie oë gekyk en hulle was maar bang, omdat hulle nie in hulle eie krag kan iets doen nie, nê? Ons het ons vir God nodig om ons te kan help. En dit is wat die belangrike ding is van 'n missie. Ons moet met die regte oë, met God se oë, na goeders kyk en na mense kyk. En dan sal ons sommer lief wees vir alle mense, want ons gaan kan sien hoe lief is God vir hulle, en dan sal ons net so lief wees vir hulle. Ons moenie met ons eie oë kyk, want ons is mense en ons doen sonde. As ons met ons eie oë kyk, gaan ons in die moeilikheid beland. So ek dink ons missie vir hierdie week is om te oefen om met God se oë na die wêreld om ons te kyk en na die mense om ons te kyk. Want dan sal ons lief wees vir die mense en ons sal baie mooi sorg vir God se aarde. Vandag gaan ons 'n baie geheime spioenaktiwiteit doen. Vir hierdie aktiwiteit het jy koeksoda en water nodig om jou geheime ink te maak, en dan het jou handelaar weer rooi druiwesap en 'n wattetjie nodig om hulle geheime ink te maak om jou briefie te kan lees. Nou ja, julle spioene, ek het nou my geheime briefie klaar geskryf. Kan julle sien wat het ek geskryf? Glad nie, né? Want dis mos nou my geheime ink wat hier in my bakkie was. Toe het ek met my oorstokkie my briefie geskryf. So nou het hy mooi droog geraak. Nou kan ek hierdie briefie vir my handelaar stuur. En met hulle geheime ink gaan hulle dit nou inkleer om te lees wat het ek geskryf. So kom ons sit dit in die ink. Maak ons dit nat. Kyk ons wat gebeur. Nog 'n bietjie. Kyk nou net daar. As ek nou met hierdie geheime rooi ink op my papier maak, dan kan ek lees wat het ek geskryf en my briefie sê, ek is lief vir Jesus. Nou toe ek hoop julle kan julle geheime briefies by die huis skryf vir my mamma en pappa ietsie wat lekker is, en ek hoop julle geniet dit om spioene te wees.